gaan die vra met my saam te lees, sal miskien op die bord ook sit, Matteus 7, en ons gaan lees vanaf vers 24, Matteus 7 vanaf vers 24. Elkeen dan, wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het. Vers 25, en die reën het geval, en die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai, en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man, wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval, en die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai en teen daardie huis aangekom, en dit het geval, en sy val was groot. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer, soos een wat gesag het, nie soos die skrifgeleerdes nie. Ons skema vir die jaar gaan oor bou die koninkryk hier, en ons praat oor ons bou almal saam. En vanmôre wil ek met jou praat oor bouwerk wat jou inhaal. Bouwerk wat bly staan. Ek het gedink ek wil begin met 'n staaltjie, 'n gedeelte te vertel, en ek hou daarvan om dit werklik te maak, om dit iets te maak uit my verlede, want as dit vir my relevant is, en my vrou sê, my moet kom op my dag raak, sê ek iemand wat ek gesalf het, wat ek nie onmiddellik bygekom het, en dis hy se salf gewees, dat sy my gehad het. Ek sal vanmiddag pak slaag kry daarvoor jou na my ding. Ek hou daarvan om my boodskap relevant te maak. As dit in my huis gebeur by julle ook. En as ek 'n storie vertel wat met my gebeur het, wat ek geervaar het, dan kan jy hom gaan relate iewers in jou eie lewe waar dit gebeur het. En ek dink terug terwyl ek aan hierdie boodskap werk oor bouwerk wat bly staan, dink ek terug aan 'n sekuriteitsheining wat ons by ons huis opgesit het in Kreersdorp. En my skoolouers het by my gebly, ek het by hulle die huis oorgekoop en het by my gebly tot hulle afgesterf het. En my skoonpa was 'n goeie bouer, so hy het goed gebou, het geweet om te bou. En ons besluit ons gaan 'n palissade fence opsit, ons het self gemaak, my en swaar ons baie goed met swaiswerk, hy sal die palissade gedeelte doen, en my skoonpa gaan die bouwerk doen. En dit is suurstene, bakstene, ons begin te bou, en ek het uitgelê hoe ek het wil hê, hoe moet gebeur, en wat moet plaasvind, en ek is meer handlanger, ek hardloop rond en met hardloop in die daga aan en hardloop in die bakstene aan. My skoonpa is die bouer, hy is ou wat ken van, en hy het sy lyne opgeslaan en touwtjies opgesit en alles in plek gesit soos moet gaan. En ons begin by die hoekpilaar, die hoeksteen, die hoekpunt. Die heel eerste een is 'n prepilaar. Nou as jy dink pilaar is 2-3 bakstene, die was seker so 6-8. Dit is 'n ordentlike stewige pilaar wat ons gebou het. Die vorige een was 'n bietjie wankelrig. Pilaar wat gebou word, en dan het ek van plan om bo-op het ek ligte gesit, so ek het klaar die konduit alles gereed, en ek is reg om hierdie ding moet ontwerp word soos dit wil hê. Hy bou, die fondasie word goed gelê, die fondasie word 'n tyd gegee om stewig te word, en hy begin te bou. En dis 'n suursteen, so die bakstene gaan op en op en op, en hy's naderhand al so 4-5 op. En my skoonma kom, en sy vat vir haar 'n stoel, sy sit in die stoel so, en hoe sien ek, sy sit so en kyk, en sy kyk, en sy kyk. My skoonpa se naam is Josef, sy sê, Josef, die muur is skeef. Nou as jy al ooit gebou het en bouwerk gedoen het, en jy dink jy het alles reg gedoen, soos dit veronderstel is om gedoen te word, dis woorde wat jy nie wil hoor. As iemand vir jou sê, daai ding is skeef, is maklik as jy die eerste 2 bakstene verkeerd gesit het, net op die regte plek gesit, maar hy het nou al 'n paar rytjies opgekom, en is 6-8 bakstene vir elke ry wat hy gaan. En my skoonpa was gewoond geweest om te bou met bakstene waar die muur weer gepleister gaan word, en hierdie is suurstene. Die realiteit daarvan is, en ons weet dit, as die bakstene onderskeef is, maak nie saak hoe reguit hy verder bou nie, die muur gaan skeef bly. Daar is geen ander keuse gewees vir hom op daardie oomblik af te breek en oor te begin. Inteendeel, as gevolg van die manier waarop ons gebou het en kans gegee vir die fondasie om te settle, het ons 'n paar bakstene verloor in die proses. Want dit was nie net 'n kwessie van haal af en maak skoon en gaan weer aan. Dit is suurstene. 'n Suursteen vat al daai sement en word ingetrek en jy kan nie meer verder met hom bou.
So ek het vanmôre gedink, ek wil begin met hierdie verhaal en vir julle sê, die woorde, as iemand vir jou sê, jou muur, wat jy besig is om te bou, is skeef. Niemand van ons wil dit hoor nie, maar die realiteit is, hoe langer jy wag, hoe groter word die probleem. Hoe erger word dit. As hy hom gelos het en aanhou bou het, sou jy net meer gesien het hoe skeef hierdie muur was. Matteus 5-7 praat oor die bergpredikasie. As jy ooit wil gaan lees, ek hou daarvan, die hele woord is deur God ingegees. Alles nuttig vir jou om te lees. Alles baie, jy kan regtig daaruit nut. Jy kan eet daaruit. Franco spot partykeer met ons en sê, as die mense kos wil hê om te eet, dan sê maar hulle kan leef net van die woord van God alleen. Tot hy honger raak, dan weet ons gou, daar's kos nodig. Amen. Maar dit is werklik nuttig. Die woord van God kan jou voed, kan jou regtig iets gee. En as jy regtig iets soek om te lees, as jy wil gaan Bybelstudie doen, pak die bergpredikasie. Jesus praat oor die koninkryk. Hy verduidelik die standaard van die koninkryk. Hy praat oor disippelskap. Hy praat oor gebed. Hy praat oor verhoudings. En interessant genoeg hier in hoofstuk 7 kom hy met 'n slot. En by die slot, die laaste stuk waar hy aan die einde kom, dat die mense sê, hy het so goed geleer. Eindig hy nie met nog inligting nie. Hy gee nie nog vir jou meer goed om te verstaan van die koninkryk en hoe dinge werk nie. Hy eindig met 'n besluit. 'n Keuse wat ons moet maak. Wanneer Jesus die boupredikasie afsluit, die bergpredikasie, gebruik hy 'n beeld van bouwerk. Hy vertel van 2 mans wat bou, 2 huise wat verrys, en al 2 van hulle word deur een storm getref. Let daarop, die beskrywing van die manier waarop die storm beskryf word, dis dieselfde storm wat 2 huise tref. Vir 'n tyd lank, toe hierdie mense besig was om te bou, het die huise dieselfde gelyk. Die toets wat gekom het, was die storm. En die toets het die waarheid gewys van die bouwerk wat plaasgevind het. Ons het baie al gepraat oor bouwerk, ons het gepraat oor hoe die Here ons voorberei, hoe hy ons toerus, hoe hy ons vorm, hoe hy ons saamvoeg. En vanmôre voel ek die Here bring ons by 'n belangrike vraag wat sê, bou jy net iets wat groei, wat besig is om op te rys daar uit niks uit die fondasie uit die grond uit, of bou jy iets wat gaan bly staan, wat nog steeds daar gaan wees. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan lyk dit amper asof die Here gaan praat oor iemand wat hard werk teenoor iemand wat lui is. Net is amper die gedagte wat jy kry. Maar dis nie wat gebeur nie. Die Here beskryf al 2 mense wat hard werk. En dit is moontlik vir ons om hard te werk en skeef te bou. Om aan die verkeerde rigting te bou. Die probleem is, die dwaase man is nie dat hy gebou het nie, dit was dat hy verkeerd gebou het. Hy het op die verkeerde manier gebou, inteendeel hy het op die verkeerde plek begin. En die mense wat dit gehoor het, sou dit goed verstaan het, en miskien hier by ons, ek het gekyk die reaksie oor die laaste paar weke met die vloede wat ek was, een van die eerste vrae wat mense vra is dit binne die vloedlyn? Want dis wat gebeur het, broers en susters, die mense in die tyd van die Bybel, was daar lang periodes gewees waar daar nie reën was nie, waar daar nie water was nie, die rivierbeddings het droog geword. Het was gelyk asof daar nooit water was nie, en dat hulle gemaklik geraak, hulle het gedink, dis okay, ek kan hier bou. En die beskrywing wat Jesus hier gebruik is presies iets soos dit. Hy praat van iemand wat op sand gebou het. Hy het op 'n plek gebou waar daar geen rots aan die onderkant was nie. Daar was niks wat hom solied sou hou nie. En dit was 'n groot gewoonte van mense om te bou in areas waar hulle agterkom dat daar's nie noodwendig die fondasie wat nodig is nie. Dit is baie interessant en ons het nie die koortjies so beplan nie, maar 'n paar koortjies volgens gesing oor Jesus is die rots. Die probleem van die dwaase man teenoor die wyse man was, sy fondament was nie reg nie. Groei beteken nie noodwendig gesondheid nie. Die feit dat hy vinnig opgekom en sy muur opgestyg het, was nie 'n bewys daarvan dat dit 'n goeie muur was wat hy besig was om te bou. Dit is moontlik vir ons om te bou sonder om reg te bou. Die fondament word gelê lank voor die storm.
Die fondament in ons lewens word gelê lank voor die storm. Ek wil hê vanmôre moet jy die verskil agterkom en jy moet verstaan dat daar is 'n spesifieke plek in ons lewens waar die fondament gelê word. Die fondament word gelê die dag wanneer jy in jou lewe opstaan en sê ek sal terugkeer na my Vader se huis. Ek sal my rug draai op dit wat in my lewe heiliglik aangaan en ek stap nader na die Vader. Wanneer ons sê die Heilige Gees kom leef binne in jou hart, is wanneer jy jou fondament kies om op Jesus te wees. Wanneer jy 'n keuse maak en sê ek is op die regte plek, ek staan op die regte plek. Maar as jy begin en jy bou skeef, is dit nie die fondament se skuld nie. Dis jou bouwerk, ook die fondament. Albei hierdie mans het toegang gehad tot dieselfde waarheid. Hulle het toegang gehad tot dieselfde rots. Hulle het geweet wat die regte ding was om te doen. En hierdie oomblik maak hulle 'n keuse. Dus kom ek sê, Jesus eindig op 'n keuse. Gaan jy op sand bou, gaan jy op die rots bou. En dit is 'n maklike keuse, dit is iets waaroor ons gereeld praat. Maar ek wil 'n klein bietjie dieper praat. En ek wil praat oor die feit dat ons keuses het wanneer ons besig is om te bou, om ook tot 'n besef te kom, soos my skoonpa moes sê, my stene is besig om skeef te trek. Iets is verkeerd. Iets is nie waar dit veronderstel is om te wees nie. Ek moet afbreek en weer seker maak ek is op die regte plek. Staan ek genoegsaam op die fondament of is ek besig om op sand te bou? Die meeste van die werk van 'n fondament gebeur onder die grond. En ek het gesê hy het klaar sy fondament gelê gehad. Sy fondament was stewig. Hy het gelukkig nie nodig gehad om tot te diep in die fondament te gaan nie. Maar na die fondament het hy begin skeef bou. En dis waar die probleem opgekom het. Die fondament aan die onderkant is nie iets wat mense na die tyd terugkom en kom neem foto's van en sê, kyk, het jy daai mooi huis gesien? Kyk die mooi fondament. Niemand kan dit sien nie. Niemand weet eers dat daar 'n stewige fondament is, maar ons weet almal, daar moet iets onder wees wat ons stewig hou. Ons is bewus daarvan. Ek wil net 'n bietjie praat oor storms. Ons het 'n paar weke gelede het ons gepraat, Pastor Dion het dit so een keer genoem, en het ons in 'n bidtier gepraat oor raai daartoe storm. Men wetende dat die volgende week sal daar 'n storm wees. Jesus beloof ons nie 'n wêreld sonder storms nie. As jy ooit gedink het toe jy tot bekering gekom het, dit is nou maanskyn en rose, dan wil ek vir jou ongelukkig sê, die Here het nie een van ons beloof dat daar gaan nie moeilike tye in hierdie lewe wees nie. Hy het nêrens daar die belofte gemaak, as jy vir my dit in die woord kan wys, en kan sê, Jesus sê, dit gaan met jou net goed gaan, alles gaan great gaan, jou lewe gaan wonderlik wees, jy gaan nooit verlies hê nie, jy gaan nooit probleme hê nie, jy gaan nooit stryd hê nie. Dan lees jy ander Bybels wat ek lees. Dit staan nie daar nie. Ons dink soms dat sterk geloof beteken moeilike tye sal ons verbygaan, sal ons heeltemal mis. Dit word deur mense verkondig en gesê, jy moet net sterk in die geloof staan en dit gaan nie met jou gebeur nie. Hoe hoor ons dit? Ons hoor dit dikwels mense wat sê, ek het gebid en dit het nie oor my gekom nie. Sê ons dan dat ander mense met wie daar wel iets verkeerd gaan, was omdat hulle nie geloof het nie? Sê ons omdat hulle nie gebid het nie? Sê ons omdat hulle nie reg gebid het nie? Nee, dis nie vir ons om te sê watter storm gaan ons lewe kom nie. Wat kom ons by? Ek het gaan lees hieroor. Ek weet in ons hedendagse tyd praat ons van vloedlyne op 'n ander manier. Dit word deesdae op 'n kaart aangewys. Jy sien dit op 'n kaart. Nou ek weet hier in ons omgewing buitekant Montetjie is daar 'n paar pilaartjies wat wys vloedlyne. In die ou tyd in Europa is dit nog steeds so, jy kan geboue sien. Ek het foto's gesien van geboue waar hulle op die gebou aan die buitekant het hulle die vloedlyn aangeteken. Daar's 'n streepie wat daar so staan, dan staan daar 'n datum langs so. Dan sien nog 'n streepie wat hier staan en dan staan 'n datum langs hom. 'n Streepie en 'n datum langs hom. Want sien die vloedlyne wys waar die storm gekom, maar wat is meer belangrik as jy 'n vloedlyn sien, Johan? Vloedlyn beteken veral as op 'n muur aangeteken is. Hierdie muur het bly staan. Hierdie muur het deur hierdie vloed gekom. As ek 'n vloedlyn streepie sien hierbo kan die deur ingaan, maar die muur staan nog, is dit 'n testament van die sterkte van die gebou wat gebou is. Want sien die storm en die vloed maak nie die probleem in die fondasie nie. Die storm en die vloed veroorsaak nie die muur wat nie reg gebou is nie. Al wat dit doen is dit wys dat 'n muur
nie reg gebou is. Dit wys dat daar probleme is met die bouwerk. Die storm het nie die verskil gebring tussen die twee huise nie. Dit was dieselfde storm. Al twee huise is dieselfde storm getref. Dit was die bouwerk aan die huis. Dit was die plek waarop die huis gebou is, die fondasie waarop hy gebou is. God bou nie net iets wat groei, hy bou iets wat bly staan. Amen. En vanmôre wil ek hier met hierdie kort gedagte daarby vasmaak en ek wil hê jy moet verstaan, as daar fout is met jou bakstene wat jy op mekaar sit, kom dit so vroeg as moontlik raak. Kom agter dat daar fout is. Ek dink, dit is dalk gemaklik vir ons om te sê, ek het gehoor, ek dink Theresa het gesê, dit laat my ma dink, of iemand het iets gesê. Ek het probeer om 'n storie te vertel wat ek nou kan verwys. En ek weet, dit mag dalk irriterend wees om te sê, luister, volgende keer thuis as ek bou, hou net daai persoon weg, want hulle wil sit en kritiseer. En die probleem is, ons as mense het so geword. Ons het geword dat ons word vir mekaar gesê, hou net so 'n bietjie op met oordeel. Dis nie nodig om te oordeel nie. Dis nie nodig om ander mense reg te wys nie. En dan probeer iemand terugtrek en sê, ja, maar ek doen dit met liefde. Weet jy dat ouers, Jeanette, sê vir hulle kinders, as hulle iets verkeerd doen, hoekom? Omdat hulle vir hulle lief is. Omdat hulle weet daar is 'n pad waar hulle langs loop, waar dit gaan moeiliker raak aan die voorkant, as jy nie reg optree nie. Ouer mense sê vir jong mense, oppas vir hierdie omstandighede, jy is besig om skeef te bou. Nie omdat hulle kritiek wil hê nie omdat hulle jou wil oordeel nie omdat hulle sê jy is verkeerd nie, omdat hulle weet waarheen dit lei. Hulle kan sien as jy die baksteen op daardie manier neersit, gaan daar probleme wees. Hulle het huise gesien wat aan mekaar stort wanneer die vloed kom, omdat hy nie reg gebou is nie. En jy weet, vanmôre praat ek oor bakstene en ek praat oor huise, maar ons praat eintlik oor mense, verhoudings. Ons praat oor die manier waarop ons met mekaar werk, waar ons met mekaar praat. Die volgende keer as iemand weer vir jou sê, dis nie mooi om so te werk met daardie persoon nie. Dink 'n bietjie of hulle nie dalk net besig is om vir jou te wys dat jy bou verkeerd nie. Die volgende keer wanneer jy weer iemand kry, en vir jou sê, dis nie hoe jy behoort te werk met mense wat nie eens die Here dien nie. Besef, hulle is besig om aan jou uit te wys dat jy bakstene verkeerd op mekaar neersit. Dit het niks te doen met die fondasie nie. Ons het almal 'n algehele gemeenskaplike fondasie. As iemand is vanmôre wat sê, ek is nie seker, my fondasie is op Jesus nie, kom praat met my. Kom spandeer tyd, ons bid saam, ons breek saam die mure af. Ek het 'n lekker groot sledgehammer. Ek sal jou help, en as hy nie werk, dan huur ons 'n paar goed om dit op jou plat te ry. Ons kry 'n stootskap, ons loop jou lewe plat. Ekskuus, met permissie gesê, as jy gemors bou op sand, is daar niks anders om dit te doen as om dit plat te sloop nie. Ons loop om vir jou plat, maar as jy vanmôre vir my sê, my fondasie is op Jesus Christus, maar so nou en dan rattel my gebouetjie as die storms kom. Dan raak dit so 'n bietjie ongemaklik binne die huisie. Dan wil ek vir jou sê, dis jou stene wat jy besig is om verkeerd neer te sit. Dis omdat jy nie meer geneig is om te luister wanneer iemand vir jou sê jy het daai steen skeef gesit nie. Jy is besig om die muur skeef te bou nie. Vanmôre is hier die ernstige boodskap. En ek glo die Gees het dit ondersteun. Ek wil dit weer onderstreep en vir jou sê, daar gaan storms kom. Ek wil vir jou beloof dat daar gaan storms kom. As jy lanklaas 'n storm gehad het, moenie jouself bluf en sê, ja, maar ons is onder die vloedlyn. Ons is hier onder die vloedlyn. Ons is bo die vloedlyn. Ons is buite die vloedlyn. Daar kom nie storms hier nie. Ek het al gewoonte aangekweek en ek sê dit met permissie vir julle dat julle verstaan. As hier 'n profesie boodskap uitgaan en die Here sê vir iemand, ek versterk jou, doen jou met krag, dan sê ek, ons beter begin bid vir daardie broer. Ons beter begin inkleer. Want die Here het net een rede waarvoor hy nodig het om jou te versterk. Daar kom storms op jou pad. Daar kom moeite op jou pad. Daar kom inspanning op jou pad. Ons is veronderstel om mekaar te ondersteun. Ons is veronderstel om mekaar met liefde op te help.
ons is veronderstel met liefde vir mekaar te sê, daai muur van jou is skeef. Jy bou nie reguit nie. As die storm kom, gaan jou muur nie bly staan nie. By Golgotha, die grootste storm in die geskiedenis het losgebars. Sonde, oordeel, lyding, dood, het alles met volle vloed teen Jesus aangekom. Dit het gelyk, en die mense wat daar rondom staan, het dit gelyk, asof alles besig was om in mekaar te stort. Maar op die derde dag het die graf oopgegaan. Hy is oopgebreek, en die opstanding het verklaar, dat die rots is betroubaar. Dat die rots kan opgebou word. En as jy sukkel vanmôre en sê, ek weet nie hoekom my stene nie reg is nie, kom ons gaan terug rots toe. Kom ons gaan terug na wat die rots vir ons sê ons moet doen. Kom ons gaan spandeer meer tyd met die woord van God. Kom ons spandeer meer tyd in gebed, dat ons kan uitkom daarby om te sê, wat is fout met my bakstene? Daar's ander gedeeltes en ek gaan nie vanmôre daaroor praat nie, maar party ouens vat sommer die verkeerde boumateriaal. Hulle druk 'n stukkie hout of 'n bietjie wol of iets anders dat daar tussen 'n ding dan, hy moet met 'n goudblok bou. Dit maak nie saak vanmôre oor die boumateriaal nie, maar as jy die boumateriaal wat God vir jou gee verkeerd gebruik, kan jy nie verwag om 'n plek te bou wat sal bly staan nie, tot sover die woord van die Here. Amen.